Ek dank die Here dat ek vanoggend weer eens kan leef en dat die Here so mildelik in my hart gesaai het en die woord wat ek met u wil deel vanoggend. En die woord waaroor ek vanoggend gaan praat, het al met baie van ons gebeur. Dit gebeur op 'n daaglikse basis en somtyds gebruik ons dit wat vir ons gegee word in ons gedagtes, maar ons besef nie dat dit vol van boosheid is nie. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Het u al iets by iemand ontvang? Of kom ek stel dit so, u loop in 'n winkelsentrum en iemand kom en hy gee iets vir jou en jy vat dit. En jy dink, joh, dis goedhartig van hierdie persoon om dit vir my te gee. Maar jy besef net nie dat hoe gevaarlik dit is nie. En jy vat en jy sit die ding in jou handsak dalk of iets en jy kom by die punt waar jy moet betaal en jy betaal en jy loop verby die punt waar jy betaal en hier kom die sekuriteit en hy sê haal uit daai ding uit jou sak uit en dan word jy gevang. Nie altyd dit wat jy ontvang is altyd goed nie. En dis net hoe dit werk met die Satan. Ons gedagtes is nie altyd net die gedagtes van die Here nie. Daar's ook gedagtes van die Satan wat kom. En dis wat hy probeer doen. Hy probeer 'n gedagte in jou saai sodat jy die pad duister raak en in daai rigting afgaan. Maar dis nie die rigting waar die Here wil hê jy moet afgaan nie. Daarom die skrif in die woord van die Here wat sê toets elke gees wat na jou toe kom. Toets elke gedagte wat in jou gedagtes inkom en gaan en bid oor dit. En vra die Here, Here, is dit regtig wat u wil hê ek moet doen? Bewys dit deur die skrif. En weet jy wat, die Here is so almagtig as hy wil hê jy moet iets doen, sal hy dit vir jou met skrif kan gee. Net sodat jy nie die pad van die Satan volg nie. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons wortelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreld beheersers, teen die bose geeste in die lig. So wees baie versigtig dat dit wat in jou gedagtes rondgaan, want weet jy wat, Johannes 10:10 skryf Johannes soos die Gees op sy hart gelê het, en hy sê dat die Satan is 'n dief wat kom om te steel, te roof en te moor. Hy wil vat van jou, hy wil wegneem van jou af. Maar jy wat 'n Christen is, moet dit al kan 'n myl ver sien aankom. Daarom dit so belangrik is dat jou verhouding met die Here 100% reg is. Dat jy bid in die oggend, dat jy bid in die aand, dat jy jou woord lees, dat jy konstant toelaat dat die Heilige Gees vir jou wys wat reg is vir jou. Here, baie dankie vir hierdie kragtige boodskap en Here, mag die Heilige Gees dit in elke hart bevestig vanoggend. Here, mag die krag van die Here in elke ene se gedagtes heers, sodat ons nie die Satan, soos die Engelsman sal sê, entertain nie. En dat ons nie in die kring van die spotters sal staan nie. Maar Here, dat ons na u Gees luister, dat ons Jesus liefde in ons harte het, en dat ons sal bid oor elke ding wat in ons gedagtes kom, sodat ons weet wat die regte pad is, en dat ons nie in struike val nie. Ons dankie hiervoor, Here, seën hierdie dag en hierdie week, in Jesus lieflike naam. Amen.